Conbad, hoe gaan dit met jou, meneer? Gaan fantasties, uitmuntend. Uitmuntend, Ja, wonderlik. fantasties, Wonderlik. lekker. Gaan dit hier by julle. Nee, ons kan glad nie klaar nie. Dit is so lekker om jou te sien, want ons ken jou actually. Ja. Soos ons ken baie mense, maar ons ken jou. Ons het jou ken geken mekaar. voor jy getroud is, toe ken ons jou na jy getroud is, toe word jy pa intussen. Ja. Jy's nou 'n groot mens. Ons het jou leer ken as 'n jong man. Ek is nog maar eintlik 'n kind in die hart. Is jy nog 'n kind? Ja, ek het net meer verantwoordelikheid. Ja, maar dis die ding. Ja. Dis die ding. Niemand het gesê as jy groot word, hoeveel verantwoordelikheid jy gaan hê nie. exactly. So vir mense wat nie weet nie of nie kan onthou nie, Konrad het hier by Groot FM 90.5 gewerk by die Groot Ontbyt vir baie lank. Ja, ons het net 5 jaar gewees. Ja, wat jy hier by ons was. Ons mis jou, hoor. Ek mis julle, man. Dis so Yes, lekker om julle like te stap en Bietjie hoogtyd dat jy kom kuier. ja. Maar jy het lanklaas actually nuwe musiek ook uitgebring. Ek het om eerlik te wees, so ek het baie aan musiek gewerk toe ek nog hier was en toe ek na 'n nuwe werk toe oorskuif. Dit is net soos en trou en kind kry en jy besef net soos wow, hierdie musiek ding moet net eers bietjie pause, maar ek dink ons het nou 'n goeie voet gekry, so ek's nou weer aan die gang. O, okay. So ek dink dat as jy nou aan die gang is, want jy was eintlik deel van Capitals. Yes. Altyd. Ons speel daai songs nog, by the way. So Tegnies is ek nog steeds deel van die Capitals. Ons almal is net in ander dele van die wêreld. So ons dit kan is nie 'n bietjie moeilik Ja. om musiek saam te Ja. maak. So, maar jy doen ook jou eie ding as Conbad en dit is so lekker. Jy weet ek het nog altyd van jou musiek gehou. Jy het 'n baie laid back alternative indie vibe waarvoor jy gaan en jy het nou van lig af gesê jy's eintlik nou in 'n 80s era wat jou eie musiek luister betref. Ja, nee, ek so gesê ek van want Sting het ons begin laas jaar hier gespeel. Ja. So ek het toe so voor dit net so 'n paar van sy treffers geluister en gedink kom ek gaan 'n bietjie deep cuts en ek sit net vas. Ek kan nie verby die 80s beweeg. Sting, The Police. Ek het baie van dit geluister. So dis net goed ook om my wat mense liedjies skryf bietjie te uit te daag want dis interessante soos akkoorde en musiek. Die musiek is baie gesofistikeerd. Ja, maar dis die ding, ek het nou vir jou ook gesê, mens kan nie verkeerd gaan met die 80s nie. Nee, glad Die 80s, die lirieke is goed, die musiek is goed geskryf, die bands was briljant. Ek is nou weer op 'n stadium waar ek nou al hierdie dokumentêre kyk oor al hierdie 80s bands en dit sluit in Sting and The Police tot en met al die pad tot by Bon Jovi. Ja. En net daai era was net op 'n ander level in my opinie. Ek dink net regtig want hulle moes nog kon musiek maak. Ja. Daar was nie tegnologie om dinge vir hulle makliker te maak nie. Autotune of 'n soos hulle sê 'n grid om jou instrumente reg te trek Nee. vir timing en so nie. So Glad nie. Hoorie, maar kom ons chat so 'n bietjie oor jou song. Ja. So jou song se naam is Ever Young. Yes. Maar die song is nie Ever Young nie. Nee, hy's so 'n bietjie oud. Hy is Ever Young, maar Ja. maar hy's nie jonk nie. Nee, So- ek het ons 4 jaar terug vrygestel met my debuutalbum. En soos ek nou nog sê, so toe die lewe net oorgevat en so hy het net daar gesit. Hy was net soos half bietjie aan een kant toe geskuif. Yeah, exactly. Want dit vat nogal iets om 'n pa te wees. Ja. Baie tyd. Ja. En verantwoordelikheid. So as jy nou kom ek vra jou so. 2014 tot nou toe. Ja, Want jy het hom 2014 geskryf tegnies. 2014 geskryf. Ons het hom ek dink 2021 begin opneem. Ek het hom net geskryf, dit was net 'n oefening geweest want daar's soos weet komplekse fingerpicking tipe goed in. Ek het hom net geskryf as 'n oefening en so half van hom vergeet. En die idee was net, hoe sal dit wees om 'n liedjie te skryf as jy nou iemand vir die laaste keer sien? En nooit regtig veel daaraan gedink nie, maar 'n paar jaar later het ek toe amper my ouers in 2 aparte geleenthede in 1 week verloor. En toe die liedjie heeltemal 'n ander betekenis Het hy 'n nuwe lewe gekry en Ja. iets anders begin beteken. So dit is nou 8 jaar sedert 2014. Ek het daai wiskunde gaan doen net so by the way. Nie dat 11. 11 jaar. 8 jaar voordat hy vrygestel Ja. is. Nee man, dit kan ook Ja. nie wees nie.
Dit was 2014 geskryf, 22 oorspronklik vrygestel. Ja, nee, dan So het dis- ek sien my wiskunde het toe nou nie so Sorry. goed gedoen nie. Dankie Konrad. Nou weet almal ek het nie matriek wiskunde nie. Dis fyn. Ons beweeg net Maar aan. nee, is maar nie net 30% is maar. Ons be- so, ons is fyn, ons is fyn. Ons beweeg dit aan van daai af, maar wat ek wil weet is in al hierdie tyd het jy nou gesê die betekenis van die sang vir jou verander. So oorspronklik was dit net 'n random ding. Het die woorde intussen verander of het dit net begin aanpas by dit wat actually in jou lewe gebeur het? Ja, so ek dink dis die ding wat my tot 'n mate bietjie uitgefreak het. Ek het glad nie verander aan die song enigsins nie. Ek het hom net so uitgehaal en toe ek weer na die woorde kyk en hom speel en hom sing, toe besef ek, soos ek wil amper sê die emosie wat dit uit my uittrek om ewe skielik hierdie woorde te sing en speel, het heeltemal 'n ander effek op my gehad. En ek dink dat dit heeltemal my perspektief oor verhoudings met mense om my ook verander. So ons gaan bietjie gesels net hierna oor die boodskap van die sang. Want basies dit kom eintlik daarop neer, moet niks ongesê laat nie. Ons gaan daarby uitkom, maar jy het jou gitaar gebring, so ek wil eers bietjie songs doen. Okay, ons gaan daai ene nog op ys hou. Hy so lank al op ys, hy gaan nog okay wees as hy vir nog 'n rukkie op ys bly. En dan gaan jy iets anders vir ons speel, Outrage, is ek reg? Ja, hier is 'n liedjie, se naam is Outrage. En jy gee my net 'n kopknik as ek moet go. Okay, go. Okay. There you go. I've been a failure when the sun goes down. I am a vacant, abandoned town. I'm the paint all peeling down. I'm the outrage. Darkness came and I abandoned hope. Open eyes and a feeble grope. I had a noose tied in a rope, trying to end it. Will tomorrow come? Nobody knows. And if tomorrow comes and nobody grows, whoa, stuck in the same routine. And it's an outrage. I know what it's like to drown in pain, when your eyes can only sprout forth rain, when your determination's drained. It's an outrage. Will tomorrow come? Nobody knows. And if tomorrow comes and nobody grows, whoa, stuck in the same routine. And it's an outrage. But something's gotta change, don't it? The problem of our age, and I don't want it. Be a straight up open book. I'm not afraid no more, come and have a look. I stand because I understood that it's an outrage. I stand because I understood that it's an outrage. Will tomorrow come? Nobody knows. And if tomorrow comes, nobody grows. Whoa, stuck in the same routine. Will tomorrow comes? Nobody knows. And if tomorrow comes, nobody grows. Whoa, stuck in the same routine. And it's an outrage. Yes! Ja, sommer applaus. Ek sê vir jou. Dis fantasties. As ek vir jou 'n bietjie Ja, meer. 'n rente crowd. Wag vir dit. Hy kom. Nee, ek check. Hoor hierso, Konrad, ek love jou musiek. Jy weet dit. Ek is 'n groot fan van die Capitals, groot fan van jou. Ons gaan jou nuwe song speel. Ons gaan nog verder daaroor gesels net hierna. Bly ingeskakel op Groot FM 90.5. Dis mos nou lekker vir klein Saterdag. Iemand sê klaar. Wow, mooi stem.
Hulle moet nie so verbaas klink nie. So, bly ingeskakel op. Vat dit. Ek wil net sê is baie weird om jou Conbad te noem. Conbad. Ja, dit het 'n heeltemal 'n wat moet dit monster op sy eie geword en baie van my vriende is nou as hulle my sien as dit Conbad. Want ek ken jou net as Konrad. Exactly, ek ken myself as Konrad. So nee, maar dit is die musiek is cool, so ek kan verstaan mense gaan jou begin net so ken. Hulle gaan jou nou jy gaan nou maar moet begin reageer op daai. Ja, ek doen al klaar. Mense baie van my vriende noem my dit sommer net, want dis ook my handle op social media. So, o, jy sien. So dis waar dit begin het en dit het net voete gekry van daar. So ek hardloop maar daarmee. Hoorie, okay, so die song gaan oor wat ons net nou gesê het is om niks ongesê te laat nie. Is nou die mooi Afrikaans. Yes, ek het nou my beste Afrikaans daar uitgehaal. Ten minste is dit beter as my wiskunde apparently. Maar anyway, ons gaan nie verder daarop fokus nie. Wat ek wil by jou weet is, wat is die belangrikste ding wat jy nog nooit vir iemand gesê het nie en toe besluit het ek moet dit nou sê? Ja, seker sou ek sê op daai stadium was dit om vir iemand te sê dat ek lief is vir hulle. Maar dit was 'n meisie gewees op daai stadium. So jy was net soos ek kan nie dit sê nie want dan gaan dit op my gesig ontplof. En het dit? Of is sy nou jou vrou? Nee. So ek sou nie sê dit in my gesig ontplof nie. Ek het net te lank gewag en toe kry sy wel ander. Maar wat dit wel gaan sê. Wat ek nou kan sê is ek is eintlik so dankbaar want my vrou is ongelooflik. Ek is so gelukkig getroud. Sy is 'n ongelooflike seun vir my en sy is 'n ongelooflike ma. So, maar dis awesome. Okay, so is daar 'n spesifieke oomblik? Ja, niemand het gesê die onderhoud gemaklik wees nie, by the way. Dis reg. Okay. Ek hou van moeilike vrae. Okay, so is daar 'n spesifieke oomblik of dan nou 'n spesifieke mens wat hierdie lied geïnspireer het? Daar is. Ja. So jy het nou gesê 2014, ek het in Oos-London gesit. En ek was op die foon met een van my vriende gewees, op daai stadium een van my beste vriende. Wag, seker maar nog steeds. Ek hoe judge jy wat sy beste vriend, verstaan? Nee, dis moeilik. Maar ons was so op daai stadium. Ja. En ons was soos wat noem dit? Wat is die mooi Afrikaans? 2 sardyne in 'n blik. Nee, maar jy weet mos is groot FM, jy kan maar Engels ook gebruik. Ja, so ons was soos 2 peas in a pod. En ek was op die foon met hom in die foon neergesit en toe besef ek het nie vir hom gesê, "Ey dude, dis lief vir jou," want dis gewoonlik ietsie wat ek gedoen het. Maar ek het net so half dit vergeet en toe sit ek die aand en speel en skryf en dink toe, "Jo, wat as ek hom nooit weer sien nie?" Oh wow. Mens weet nie wat gebeur nie, ons is 'n paar 100 kilos uitmekaar uit. Dalk dit was half nie die gedagte. Ja. En toe skryf ek nou die liedjie. Ek hoop jy het hom gebel weer. Ek het nee, ons sien mekaar so nou en dan. Maar soos wat goed gebeur, ons sien mekaar nou so 1 keer 'n jaar. Dis maar groot mensvriendskap by the way. Ja, so dis waar dis net eintlik 'n liedjie oor een van my vriende wat ek sê, "Ey dude, ek's lief vir jou en ek sien uit vir wanneer ons die hiernamaals betree en saam kan kuier." Maar dis cool en ek het nou die dag 'n video gesien, ek weet nie of jy weet wie Simon Sinek is nie, maar hy's 'n motiveringsspreker waar hy spesifiek praat oor dit, waar hy sê dat veral mans, vriende sê dit nie sommer vir mekaar nie, maar veral mansvriende sê nie vir mekaar dat hulle lief is vir mekaar nie, want jy gaan dink die ander ou gaan dink jy's weird. Ja. En dis iets wat eintlik so belangrik is om vir mense te sê, want jy weet nie of jy ooit weer die kans gaan kry nie. 100%. So dit is my so cool dat dit juist dat 'n vriend juist hierdie geïnspireer het en nie noodwendig, jy weet, 'n liefdesverhouding of 'n ding nie. So dis verskriklik cool. Nou as iemand nou vandag bang is om iets belangriks vir iemand te sê, wat sou jy vir hulle sê? Jo. Ek sou sê mens moet dit net doen. Just do it. Ja, ek dink om eerlik te wees die wat ek nou gesien het, die risiko van dit wat in jou quote unquote in jou gesig ontplof is heeltemal onvergelykbaar met die wat's regret nou in Afrikaans, maar die spyt wees van nie gesê het wat jy wil sê, want daai gaan nooit weg nie. Presies. Dis altyd daar. Jy sal nog die ontploffing oorleef, maar die spyt gaan nooit weg nie. En later kan jy moontlik nog lag ook daaroor. Dis 'n rede hoekom ons in Afrikaans sê spyt kom te laat. Exactly. So folk rock is redelik, sou ek sê, beskrywend van hierdie en van baie van jou musiek. Ja. Ek hou nie van om mense in 'n boksie te sit nie, so ek wil nie sê al jou musiek nie, maar oor die algemeen sou ek sê dis 'n goeie beskrywing. Watter kunstenaars of style sou jy sê het jou klank gevorm? Kyk, dis eintlik baie interessant want jy luister na musiek en dink dis wat gaan uitkom, maar ek het besef omdat ek het 'n redelike wye palet, as dit nie die regte woord is, van musiek wat ek luister, maar ouens soos Switchfoot, ek weet nie of julle hulle ken nie, maar hulle lead singers se solo goeters, John Foreman, Mumford & Sons baie,
Gangs of Ballet wat destyds Suid-Afrikaanse band is, Yep. hulle het nou weer hulle het nou gestop en so, maar ongelooflike band wat my beïnvloed het. En dan Muse. Wat mense nie noodwendig altyd sal optel in wat mens speel nie, maar ek dink baie van sy melodiekeuses en so het nogal sy invloed. Hoorie, ek dink ons gaan hom luister. Okay, Combat se nuwe liedjie is sy naam is Ever Young. Laat weet my wat dink jy 0616104576 hier op Groot FM 90.5. Stuur daai WhatsApps. Moenie spyt wees jy het dit nie gesê nie. Ja, en laat weet my ook sommer. Jy kan my 082 nee, joke. So WhatsApp ek sal vir Combat sê 0616104576. Laat weet my wat dink jy van Ever Young. Maar ek het 'n WhatsApps gekry. Iemand sê Combat is ongelooflik talentvol. Love dit, lekker tunes, sê Corlia. Baie dankie Corlia. Iemand anders sê, hoorie, daai is so 'n waarheid, môre is dalk te laat. Iemand anders wat sê, ek wens ek het hierdie gehoor toe ek jonger was. Ek het soveel keer in my lewe daai fout gemaak en kon nooit die kans kry nie, moet nou met daai spyt saamlewe. So daar het jy dit. Iemand anders sê, ek love hierdie song, waar kan ek hom kry? Oral. Ja, is oral. Streaming, dis deesdae maklik. As jy liedjies soek, gaan kyk op al die stromingsdienste. Dit is daar onder Combat. Dis letterlik CONBAD. Ja. So maklik soos dit. En die liedjie se naam is Ever Young, as jy nou nie kan onthou nie. Iemand anders sê hierso, Ever Young is my nuwe anthem. Ay, amazing. Lekker. Hoorie Konrad, verskriklik dankie vir jou tyd. Dankie vir die musiek. Dis awesome. En kom kuier asseblief weer. 100%. Moet nou nie 4 jaar wag. moet nou nie weer 4 jaar wag voor jy kom nie. Iemand sê jou musiek is nou op my Spotify. Dankie, wie's dit? O nee, Elise, daar's hy. Daar het sy nou jou musiek. Dis lekker om jou hier te hê. Moet nou nie weer 4 jaar wag nie. Moet nou nie weer 'n vreemdeling word nie. Bring nou vir ons nuwe musiek, okay? Ek maak met liefde. Maak tyd vir nuwe musiek. Ja, 100%. Groot FM 90.5